Goeiedag liewe luisteraars, ons praat vanmôre in die derde en laaste kort boodskap oor die Heilige Gees. Sondag sluit ek af, wanneer ek 'n gepaste boodskap oor die Heilige Gees gaan bring. Sondag is Pinkstersondag, en dit is 'n belangrike geleentheid. Maar vanmôre wil ek met u praat oor iets baie belangrik. Baie belangrik. Ek dink min van ons besef regtig waarom ons die Heilige Gees so verskriklik nodig het. Ons besef dit nie altyd nie. Mense weet nie waarom het ons die Heilige Gees nodig nie. Ek wil vir u lees in Johannes 14 vers 15 en 16, en daar het Jesus met sy disippels gepraat by geleentheid en vir hulle gesê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En toe maak hy hierdie belofte aan hulle in vers 16, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Jesus is nie altyd by ons nie, hy is deur sy Heilige Gees altyd by ons, dis wat hy vir ons hier leer. Hy het ook gesê vir sy disippels by geleentheid, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek sal die Heilige Gees na julle toe stuur, ek sal 'n ander trooster na julle toe stuur, om altyd by julle te wees, en hy noem dit tot in ewigheid. Nou vriende, ons praat vanmôre oor hierdie gedagte, waarom ons die Heilige Gees nodig het in ons lewens. Ons moet altyd onthou dat die Heilige Gees spesiaal vir elkeen van ons, vir jou en vir my en vir elke ander sondaar na hierdie wêreld gekom het, anders sou ons nooit die Here Jesus leer ken het en nooit die begeerte gehad het om hom te kies as ons verlosser en ons saligmaker en om hom te dien en lief te hê nie. As dit nie vir die inspraak van die Heilige Gees in ons lewe was, nie sou ons nog nooit daai keuse gemaak het nie, want ons sou ook nooit die begeerte gehad het nie. So daarom is die Heilige Gees vir ons so belangrik. Dis die Heilige Gees wat elkeen van ons oortuig het van sonde en by ons die behoefte en die begeerte geskep het om ons lewe aan Jesus te offer. Toe ek my hart en my lewe vir Jesus gegee het, het ek my lewe aan hom geoffer. Ek het my lewe vir hom weggegee. In Johannes 16 vers 8 het Jesus gesê, daar staan geskryf, en as hy kom, as die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Vir my, dit het my onmiddellik ook laat dink aan Openbaring 3 vers 20, wat daar geskryf staan, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou, dis die woorde van Jesus, hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Dis nie regtig Jesus self wat aan ons hart deurklop nie, dink ek. Ek dink is die Heilige Gees wat aan ons hart deurklop, want hy sê, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Heilige Gees verteenwoordig Jesus, want God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een. So wanneer die Heilige Gees in my hart inkom en my hart kom woon, dan verteenwoordig hy ook Jesus. Is so goed, Jesus woon in my hart. Maar vriende, die Heilige Gees maak ons ook nuut deur wedergeboorte. Daarom is wedergeboorte vir ons almal noodsaaklik. In Johannes 3, vanaf vers 3 tot 6 het Jesus met Nikodemus gepraat oor wedergeboorte. Hy het vir hom gesê, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien, hy kan ook nie daar ingaan nie. Nou lees ek vir die net vers 5 en 6, en Jesus antwoord vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water, dis die eerste geboorte, die vleeslike geboorte, en gees nie. Gees, hoofletter gees, met ander woorde is 'n geboorte wat deur die Heilige Gees en uit die Heilige Gees moet plaasvind, dan sê hy, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is vlees. Dis die eerste geboorte. En wat uit die Gees gebore is, uit die hoofletter Gees, uit die Heilige Gees gebore en nuut gemaak is Gees. So ons moet 'n geestelike geboorte ontvang, om die ewige lewe te kan beerwe. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, as ons in Christus is hy ook in ons deur sy Gees, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Kan u getuig dat hy al nuut geword het, dat die Heilige Gees hier 'n nuwe skepsel gemaak het. Maar vriende, ons het die Heilige Gees nodig, baie nodig, want die Heilige Gees kom woon in ons geestelike harte, soos ons net nou gesê daar in Openbaring 3 vers 20. Johannes 14 vers 16 en 17
staan daar geskryf, weer eens Jesus se woorde, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, ons het dit nou net gelees, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien, en hom nie ken nie. Die wêreld ken nie die Here Jesus nie. Die wêreld ken ook nie die Heilige Gees nie, want hulle kan hom nie sien nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nou vriende, op die wyse is Christus altyd in ons midde, en waar Christus is die Vader ook. So wanneer die Heilige Gees in ons harte woon, dan woon Christus ook in ons hart en ook die Vader, want die Heilige Gees verteenwoordig beide van hulle. Die Heilige Gees skenk ons innerlike vrede en vreugde. Daarom het ons die Heilige Gees nodig. Sonder die Heilige Gees kan ons nooit daardie innerlike vreugde en vrede ervaar nie. 'n vrede wat geen ander mens kan verstaan nie en alle verstand te bowe gaan. In Johannes 7 vers 38 het Jesus gesê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En hoor nou wat sê hy verder in vers 39, en dit het hy gesê, van die Gees, die Heilige Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Heilige Gees is eers op Pinksterdag uitgestort, maar Jesus het dit vooruit voorspel en gesê, wanneer die Heilige Gees kom, gaan daar strome van lewende water uit julle binneste vloei, en julle sal vrede ervaar, ware vrede in julle binneste ervaar, en blydskap. Maar die Heilige Gees leer ons ook van God se liefde. Hoe sou ons verstaan het van God se liefde? Hoe sou ons God se liefde geken het, of leer ken het, as dit nie was vir die Heilige Gees nie? In Romeine 5 vers 3 tot 5 staan daar geskryf, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En nou sê vers 5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat aan ons gees. Die oomblik, vriende, toe ek Jesus as my verlosser en saligmaker aangeneem het, dat die Heilige Gees in my hart kom woon, en hy het God se liefde in my hart uitgestort. Nou kan ek God lief hê. Ek het dit nooit voorheen verstaan, ek kon dit eers verstaan toe ek God se kind geword het, en ek kan ook ander mense lief hê, omdat die Gees van die Here in my hart woon. Maar die Heilige Gees leer ons van Christus en van sy bediening. Ons sou niks van Jesus geweet het of verstaan het, as die Heilige Gees nie daardie inspraak in ons lewe gebring het nie, of gedoen het nie. Johannes 14 vers 26 sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, dis nou Jesus se woorde weer eens, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sal julle alles leer, van my, en van my woorde, wat ek gespreek het op aarde. In Johannes 15 vers 26, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Alles wat ons dus van die Here Jesus se bediening op aarde lees in die Bybel, of wat ons hoor deur prediking, wat daar vir ons die woord gepreek word in ons deur die Heilige Gees bevestig in ons harte, en daarom glo ons dit. Daarom glo ons dit wat gepreek word oor Jesus, want die Heilige Gees bevestig dit in ons harte. Sonder die inspraak en die oortuigingswerk van die Heilige Gees, sou ons nooit geglo het in Jesus Christus nie. Sou ons nooit die evangelie verstaan het nie. Maar vriende, die Heilige Gees bekragtig ons om getuies vir Christus te wees. Dis die Heilige Gees wat ons toerus. Dis die Heilige Gees wat ons in staat stel om getuies vir Christus te wees. In Handelinge 1 vers 8, daardie bekende teks wat almal graag aanhaal, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Weer eens, die Heilige Gees. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot die uiterste van die aarde. Soos die Heilige Gees wat ons toerus, soos dit nou gepraat in die vorige 2 boodskappe, juist daaroor,
Dis die Heilige Gees wat ons toerus om vir die Here getuies te wees, vir ander mense te vertel van Jesus. Die Heilige Gees help ons om oorwinning oor sonde te kry. Anders sou ons nooit oorwinning oor sonde gekry het. Romeine 8 vers 5 tot 6 sê, of 5 en 6 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Bedink met ander woorde, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Die Heilige Gees help ons, stel ons in staat om te breek met die vleeslike dinge, klaar te kry met die vleeslike dinge en geestelik volwasse te raak en oorwinning oor sonde te kry. 1 Korintiërs 6 vers 17 tot 20 sê, maar wie die Here aanhang is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. En nou sê, skryf Paulus iets baie kosbaar. Hy sê, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Die oomblik wanneer ek God se kind word, kom woon die Heilige Gees in my hart, en nou is my liggaam 'n tempel van die Heilige Gees, so ek kan nie teen hierdie liggaam sondig nie, want dan sondig ek teen die Heilige Gees. Vers 20 sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Laastens sien ons, dis die Heilige Gees wat ons heilig maak. Hy maak ons heilig, hy help ons om heilig te wees. 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11 sê, moenie dwaal nie, geen oorreders of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Hy sê nie een van hierdie sondaars sal die koninkryk van die hemele beerwe nie. Nou sê in vers 11, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afgewas deur die bloed van die lam Jesus. Maar julle is, hoor mooi die woorde, geheilig. Julle is geheilig. Julle is geregverdig in die naam van ons Here Jesus. En nou sê, en deur die Gees van onse God. Die Heilige Gees help ons, stel ons in staat om heilig te kan lewe. Hoekom lewe mense heilig? Omdat die Heilige Gees volle beheer van hulle geestelike lewe het en besit, en daarom kan hy hulle in staat stel om heilig te lewe. Sien nie vriende, waarom het ons die Heilige Gees nodig in ons lewe? Kom ons gee opnuut aan die Heilige Gees oor in hierdie tyd en sê, o Heilige Gees, lei my lewe, beheer my lewe. Amen, kom ons bid saam. Here, ons wil vir U dankie sê vir die Heilige Gees. Ons het vanmôre opnuut besef, ons het U Heilige Gees so baie nodig. Maak ons afhanklik van U Gees. En help ons om oor te gee aan die Heilige Gees. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, mag jy 'n geseënde dag hê. Totsiens.